Ek vra vanaand die vraag, en voordat ek begin, ek wil hê jy moet dieper dinge van die Here beleef. Ek wil hê jy moet dieper dinge van die Here beleef. Ek wil nie hê jy moet 'n pastoorsaanbidder wees, in godsdiens verval wees, of laat tradisie jou keer nie. Nou, jy het klaar begin deur op 'n donderdag in die kerk te wees. So, kom ons gaan nou maar 'n bietjie verder. Ek vra die vraag, moet ons regtig nog wag? Dit herinner my aan my broer se dogtertjie. Dink sy's nou graad 2. So 2-3 jaar terug met Kersfees. Nou, my ma het die gewoonte, as ons almal kom kuier, as almal se geskenke onder die boom al klaar. Ons mag nie vat nie, ons mag nie voel nie. Klink amper soos iets anders. Maar in elk geval, lank en die kort van die storie is, dat die dogtertjie, my broer se dogtertjie vra, mag ons regtig nie? Ons sê nee. En toe ons moet bid vir ons kos, toe staan ons by mekaar, en ons vat ons handjies, soos ek nou vir hulle sal sê, en ek vra toe sommer vir haar om te bid. En sy het haar oomse vrymoedigheid. En as sy begin so, sy sê, ons is bietjie, sy begin nie eers met die regte inleiding, liewe Jesus, niks. Sy start hom. Ons is bietjie ongelukkig, omdat ons nie nou kan geskenke oopmaak nie. Maar dankie vir die kossies. En sy gaan verder. Sy het amper gevra, moet ons nog wag? En dis die hartseer ding vandag. Dat, en ek wil dit vir julle so sê, ons is aan die begin van Pinkster, en is Pinkstertyd en is mooi, maar hier is my grootste kwelpunt, dat die mense wat die langste Pinkster is, tel die moeilikste hulle hande op, sê die minste amen, en is die onaktiefste. Want hulle wag nog. So, kom ons begin. Handelinge 1. Handelinge 1. Voor ons kan besef wat die krag van hemelvaart is, moet ons 3 vrae vir onsself beantwoord. En ek wil daai 3 vrae aan jou rig. Wie van julle weet, dit is maklik om vet te word, dit is moeilik om groot te word. Dit is baie maklik om vet te word, maar dit is moeilik om mature te bly. Geestelik dieselfde. Ons leef in 'n tyd, we call it consumerism, mense wil so graag deur 'n pastoor gevoer word, maar hy wil nie geleer word. Hy wil nie geleer word, hy wil gevoer word. So, dit is nou nogal een van daai dinge, maar kom ek hardloop nie my preek vooruit nie. Jy sien, ek preek deur die dag, omdat ek vir die Here vra, Here, U moet ons ontmoet, maar een ding wat ek hierdie jaar vir Pinkster gevra het, is Here, al doen nie niks anders te nie, laat net elke aand dieper en dieper sal wees. Nou, en toe hy nog met hulle saam was, Handelinge 1 vers 4, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, Pinkstermense,
dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. 'n Wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Die eerste vraag wat ons moet vra is, en ek wil hê, en ek het dit Sondag gesê, ek wil hê ons moet bietjie dieper delf, ek wil hê ons moet bietjie dieper lees in die Bybel. Verstaan ons die belofte? Weet jy wat dit beteken? Die belofte, hy sê, julle mag nie van Jerusalem af weggaan. Kom ons lees dit net weer oor. Nie van Jerusalem te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wat is die belofte? Die belofte is, Johannes 14. En ek weet, die van julle wat slim is sal vir my sê, maar wat is die tydsgelewe? Ek lees vir jou die maklikste een van die evangelies. Gelukkig, Johannes sê dat die maklikste, is hoekom ek dit vir jou lees. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Maar die trooster, die Heilige Gees. Vader stuur hom in my naam. Hy sal julle alles leer, julle herinner aan alles wat ek gesê het. Hoekom sê hy dit? En ons gaan in die paar dae van Sondag af verder dieper daaroor ingaan. Hoekom sê hy die Heilige Gees is 'n trooster? Want raai wat doen die Here Jesus vandat die Heilige Gees op aarde is, vandat hy opgevaar het, raai waarmee is die Here Jesus in die hemel besig? Hy sê in Hebreërs, hy sê, nou het ons 'n hoëpriester wat medelee het met ons. So die twee het geruil, omdat hulle eintlik dieselfde is. Ek weet dit is verwarrend, die drie eenheid, maar kom ons los die teologie bietjie inkant. Kom ons lees die woord. Ons praat hier van die belofte van 'n trooster. Nou, kan ek met julle eerlik wees? Een van die goeters wat my die meeste irriteer, is wanneer ek besluit, ek wil graag huil, en mense sê vir my, moenie huil nie. Ek like it, ek hou nie daarvan, om noodwendig voor mense te huil nie, maar as ek besluit, ek wil huil, then I want to do it the best I can. Hoekom? Want as dit my beurt is dit my beurt. Sondag, in die diens wat ons gehad het die Here my agter die klavier ontmoet. En die Here het met my baie dieper dinge gepraat as wat ek ooit besef. En hoe dit werk is, wanneer die Here jou ontmoet, dan praat hy nie alles op een slag klaar nie. Hy begin met iets, en dan praat hy jou die volgende dag, dan begin jy dinge anders te sien, en. Belofte van die trooster. Tot dusver was die teenwoordigheid van die Here beperk tot net een plek. Daar waar Jesus was die Here. Nou het die Vader besluit, ek wil die Heilige Gees ek wil my teenwoordigheid oral laat geld, ek stuur vir hulle die Heilige Gees. Nadat hy opgevaar het, is sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees vervang, Jesus sin, en sy liggaam deur elkeen wat in hom glo. So waar ek en jy nou is waar Jesus is. Ons is sy liggaam. Sy Heilige Gees is ons DNA. Dis veronderstel om in almal dieselfde te wees. Laat dit bietjie vir jou insink. You can't argue against DNA. Sy teenwoordigheid leef deur ons as gevolg van die Gees
van waarheid. As gevolg van die gees van waarheid, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hoekom sal hy praat van die Vader? Because he's talking about DNA. Sal nooit vergeet nie, so by DNA, klein seentjie, my pa's dubbel my lengte, het ek my verkyk aan my pa wat besig is om te skeer. En ek het begeer, ek wil ook eendag skeer. Toe vra ek my pa vir my, hoekom wil jy skeer? Toe sê ek, omdat pa skeer. Maar hoekom wil jy dit doen? Omdat ek dit doen. Toe sê ek, want pa het groot muscles. Ek wil sterk wees. Jy wil assosieer met DNA. Partykeer nie doelbewus nie, partykeer onbewustelik. Of jy dit wil weet en of jy dit nie wil weet, die DNA gee julle self weg. Nou is hy veronderstel om te wees waar gelowiges beweeg. Heilige Gees is veronderstel om te wees waar gelowiges beweeg. Hier's my vraag rondom Pinkster, rondom charismaties. Hoe hartseer is dit dat mense uit 'n kerkgebou uitstap en dan vir my na die tyd sê, ja, ons het gewag en gewag. But you cut off your own DNA. Maak dit sin? Jy wag en wag. Hoekom wag jy? Want jy sê met ander woorde, ek is nog nie deel nie. Kom aan DNA, hoef jy nie voor te wag nie. Die tweede vraag is, het jy nodig om alles te weet? Daar's party mense, lyk my, hoe heiliger hulle word, hoe slimmer raak hulle. Hulle weet alles. Hulle bel my, herinner my hoe ek my werk moet doen, miskien het jy ook sulke mense, maar by my noem ek hulle gemeentelede, by julle noem julle hulle kliënte. Slimmer as mense, maar hulle is nog lank nie in die hemel nie. Gelukkig nie. Het ons nodig om alles te weet? Kom ons gaan na die skrif. Handelinge 1 vers 7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Kom ons grawe die konteks raak. Dit kom ons nie toe om die tye en al daai goed te weet wat die Vader, wat sê die skrif, deur sy eie mag. Daar's party goed wat my pa nou nog kan doen. Wat as ek by hulle gaan oorbly, dan besef ek, pa is hier. Ek hoef nie nou te betaal nie, ek kan net vra. As hulle by ons kom kuier, my pa is 'n linkerbreiner, so hy het 'n erge perfeksionisme. So dan sê ek vir hom, Dad, kyk 'n bietjie ons portrette. Posisioneer hulle net so 'n bietjie vir ons. Rakkies wat, ek dink as ek hom opsit, sal hy dalk aan die een kant afval. Die ding wat ek daar opsit, my pa, hy's hier. We don't have to ask for a handyman. Pa's hier. Daar's sekere dinge wat van jou pa maak. Al het jy sy DNA, daar is 'n uniekheid aan jou pa wat maak dat wanneer hy nie by jou is nie, verlang jy selfs. Jy sal nie glo nie, daar's van julle wat nou, there's a spirit that wants to jump up in you, want jy het nog nie vrygespreek nie. I feel it in the spirit.
jy het nog nie vrygespreek nie. Let go of it, you're gonna miss a blessing. Vanaand. Daar's dinge wat jou pa beter as jy kan doen. Dis hoekom jy partykeers wonder. Ek het nou al geleer, as ek wonder hoe dit met hom gaan, bel hom eerder. Maar, as ons alles weet, waarom het ons sy Heilige Gees dan nodig? As jy alles weet, waarom het jy die Heilige Gees nodig? Hoekom is die kerk vanaand nie vol nie? Ons sit met 'n generasie mense wat alles weet. Hulle was verlede jaar by die hemelvaart. Pastoor, wat gaan jy my nog van hemelvaart kan vertel? Die gunsteling lyn, jy kon my kind gewees het. Spirit doesn't have age. We are talking about spirit level. It doesn't have age, but it has a level of maturity. Ek het al kampe gedoen, wat kinders 3, 4, 5 jaar oud, meer in die gees is as ek. Hulle is nog nie van hulle doeke af nie, of van hulle bottel af skelm nie. But there's a level of maturity because they understand certain things. Nou, wat sal jy maak as jy alles weet? Kan ons die Vader weer die voorreg gee om die Vader te wees? Ek lees vir jou weer daai skrifgedeelte. Wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Jy kan nie, deur alles te wil weet, vat jy van die Vader se mag weg. Jy moet dit nie mis nie. Deur alles te wil weet, vat jy van die Vader se mag weg. So om met hom te redeneer oor goeters wat net hy weet, sê jy eintlik vir hom, ek check jou net op. Now, how arrogant is that? Kyk hier. Johannes 3. Maak net daai ene vir ons sagter asseblief. Johannes 3 vers 6. Want wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Kom aan, kom ons wees eerlik. Daar's gewoontes en dinge wat ek en jy het wat nie geestelik is nie. En wanneer ons daarvoor beklei, is dit nie die gees wat daarvoor beklei nie. Is die vlees wat daarvoor beklei. So when we take offense, we actually acknowledging that what we are desiring is carnal. Met ander woorde, as ek ontsteld raak, omdat ek teen hierdie tyd na 8 jaar, wanneer ek met Ivan besigheid doen, nog steeds nie hom verstaan nie, nou wil ek sê nie hy is 'n slegte besigheidsman nie, maar hy het nou nie reg met my gepraat nie. Toe ek gaan besigheid doen dit met hom nie. Nou vat ek my besigheid by hom weg, nie omdat hy 'n vrot besigheidsman is nie, maar omdat ek het nie gehou van hoe hy met my praat nie. So what are we actually acknowledging? Wanneer ek na hom kyk, is my vlees nog te sterk. Want as ek na hom gekyk het in die gees, sou ek gesê het, die kern van waarmee hy besig is waarheid. Hy praat dalk snaaks met my, maar die Here soek vir my die beste. Die Here soek vir my 'n geestelike koneksie, nie 'n vleeslike koneksie nie. Kom aan, daar's baie ouens in ons dorp. Hulle is nie slegte besigheidsmanne nie. Ons vermy hulle omdat hulle net nie goed met ons praat nie. As baie mense
wat nie kerk toe gaan nie, want hy hou nie van sy dominee en sy pastoor se styl nie. Maar nie een van hulle kan sê hy lieg nie. So what are we actually acknowledging? We are acknowledging that we are more of the flesh than of the spirit. Hier al in 8 jaar, as ek die ding op die nommer slaan, spring al mense op en loop uit. Hoekom? Vlees is sterker as die gees. Jy kan nie jouself help nie. Alright. Vers 7. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Met wie praat Jesus hier? Jesus praat met 'n skrifgeleerde, hy praat met 'n fariseer. Hy praat met iemand met die naam van Nikodemus, wat die skrif beter dalk ken as enige ander mens van sy tyd. As jy sukkel met die vlees, het jy weer 'n bekering nodig. Jy het nodig om die vlees af te sterf, sodat die gees kan sterker word. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Ons voorskriftelikheid, ons sentimente en ons tradisies waaraan ons vashou, maak dat ons meer in die vlees as in die gees is. Ons is meer in die vlees as in die gees. Anders sou mense nie uit 'n kerk uit gebly het, as die klank te hard was. Of as iemand op sy sitplek gesit het. Ek sê nie dis in ons kerk so nie, maar ek is gelukkig nou al lank genoeg in die bediening om vir jou te kan sê, dis die redes waarom mense uit die kerk uit bly. Ek het julle mos vertel, ons was in 'n vorige gemeente, daai oggend maak die kerk so, die krag van die Here werk in die plek. Kry 'n briefie, was 'n nagmaaloggend. Kry 'n briefie, maandagoggend lees ons hom. Pastoor, kyk asseblief volgende keer dat die tafeldoek gelyk hang. Maar in ons dorp is al mense wat luister totdat jy iets verkeerd sê, dan cancel hulle die hele preek. Mense bedank gemeentes, mense bly by die huis, maak nie saak wat se kerk nie. Mense bly by die huis. Hoekom? Jou woord is jy's afgesit. Hoekom is jy afgesit? Die vlees weeg swaarder as die gees. Die wind waai boor jou. Jy sal dit eers weet nie. Hoekom? Jy is te voorskriftelik. Jy is te voorskriftelik en ek wil hierdie tyd, as jy nie hou van wat ek sê nie, dan weet jy wat ek nou gaan sê verder van die skrif, maar ek wil hierdie tyd sê, Lichtenburg, ons mense bid vir herlewing, but we want to direct the Holy Spirit. Ons is te voorskriftelik. Ons is te voorskriftelik. Ons het te veel idees. Die wind waai boor jou, jy sal dit nie eens weet nie. In dieselfde diens ontmoet die Here mense. Ek vat die voorbeeld van daai diens. Die Heilige Gees het beweeg. In dieselfde diens wat die Here mense aanraak, sukkel hulle om verby die skewe tafeldoek te kyk. Ons kan sê dis hartseer. Maar daai oom is baie langer Pinkster as wat ek Pinkster is. Dis vir my nog hartseerder. Derde vraag. Waar is die krag dan heen? So, kom ons recap net vir die van julle wat dalk die eerste een is, verstaan ons die belofte, die tweede een is, het ons regtig nodig om alles te weet.
En dan die volgende een. Waar is die krag dan heen? Hoekom sê ek so? Want die skrif sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou is die mense wat nog wag dat iemand aan jou moet vat voor jy die krag kry. Is die waarheid? Is wat nog wag dat jy aan jou moet vat. Laat die pastoor aan jou moet bid, anders sit ons die Pinkster hier, my broer. But you are living without the Holy Spirit. Now you're wanting a person to transfer. Is die hartseer. Iwan, dis nog hartseerder. Dat die wind waai boor party mense se koppe, omdat hulle wag nog vir die krag. Nou vra ek jou, die skrif sê op die dag van Pinkster het hy sy Heilige Gees uitgestort. Hy het dit klaar gedoen, hoekom wag ons nog? Omdat jy 2 weke terug se boodskap nie groot genoeg is om te erken, die krag is nie meer hier nie. Handelinge 1 vers 8, as jy al hierdie dinge doen, as jy vrede maak, dat jy nie alles hoef te weet nie. Wat sê die skrif vers 8? Hy sê, maar, julle sal nie alles weet nie, en julle hoef nie alles te weet nie, want die Vader doen dit soos wat hy wil, omdat hy die Vader is. Maar, as jy kan vrede maak, dat jy nie alles hoef te weet nie, dan sê die 8ste vers, julle sal krag ontvang. Want dan gaan die Heilige Gees makliker oor jou kom. Die Heilige Gees gaan maklik oor jou kom. Hemelvaart beteken nie veel as ons hierdie 3 vrae nie eerlik kan antwoord nie. Waar is die krag heen? So eintlik wat jy vir my sê is, ons sit, as daar nie krag is in 'n diens nie, sit ons tussen 'n klomp ongehoorsame mense. Of mense wat, dankie Iwan, in die vlees is. Of voorskriftelik, dankie Dani, as ons kan dit gewoond raak. Jy is te besig om die boksies te tik. Ekon, liedjies, Afrikaans, hy skree minder. Jy gaan lank vat om die boksie te tik van wanneer ek my hare gaan kam. Maar is 'n feit. Ek oordeel nie. Maar as jy sê jy's Pinkster, then you don't have time to look around and be a fault finder. Want dan wil jy Heilige Gees uitgee. As jy sê jy's Pinkster, beteken dit, dis hier binne. Dan wag jy nie, dan gee jy. Lees mooi wanneer die Heilige Gees oor jou sal kom. Die moment as jy die krag ontvang. Ek wil hê ons moet dit stadig lees. Julle sal krag ontvang wanneer? So jy kan nie die Heilige Gees hê sonder krag nie. Ek weet ons sit met 'n Eskom, die Heilige Gees is nie Eskom nie. Wat ons het, want daar is dan nie krag nie. Maar die beste voorbeeld, en dit het die Heilige Gees my vandag geleer. Hierso noem ons 2 gitare. Maar hulle is ek reg as ek sê, Dani, dis Sondaggitare. Nou vat jy hom saam huis toe. Hy bly hier, nê? Nee. Alright, soos 'n Sondag in 'n diensgitaar. Stem julle saam en julle moet nou praat of dit sin maak. Hierdie instrumente het slegs waarde wanneer ons onder hierdie dak is. Eenvoudig genoeg.
So wanneer ek onder hierdie dak uit is, kan ek praat oor hierdie gitaar. Ek gaan niemand beïnvloed nie. Totdat ek die gitaar saam met my oral vat, kan mense besluit, ja, hierdie is 'n goeie instrument of nie. Solank hy onder hierdie dak is, kan ek praat van hom. But if I can't play it, hoe gaan ouens my glo? Het julle gesê ons gaan dieper? Dis mense, ek moes met myself praat hierdie tyd. You only have the spirit when you're under this roof. As jy uitstap, skinder jy, en dis nie met die Heilige Gees nie, hoor. Jy kan nie onder 'n salwing skinder hê. Dankie Alwyn. Jy kan nie. Oh, but we are so spiritual. Dit laat my wonder, Here, is ons regtig geestelik, of kom wil ons maar net vir die mense wys, ek kom daarom kerk toe. Die Heilige Gees kan jy nie losmaak van sy krag nie. So wat ek wil sê is, van ons, gryp hom hier. Dan los ons hom voor ons by daai deur uit is. Ek het van my beste profetiese woord in my lewe, wat net die Here kon weet, nie eers by vrou nie, nie eers ander mense nie, van die kragtigste profetiese woord, en nou gaan ek jou skok, trek jou godsdienstige en voorskriftelike skoentjies uit, die kragtigste profetiese woord wat die Here al deur my gegee het vir iemand, was in 'n borrelstoer of in 'n kroeg. Hoekom? Want die Here het my gesê, gaan daar in, want hierdie ouens wat hier inkom, as hulle jou sien, gaan toe maar, kom ons los dit so. Kom ons los dit so. Dankie oom Tony. Ek en my vrou gaan nou, toe ons met verlof was, dis ons daar in 'n klubhuis by 'n golfbaan. Van die kelners ken ons nou al, ons gaan gereeld daar, ons gaan eet pizza en. Van hulle, as hulle sien ek kom in, wil ons nie bedien nie. Want as ons bid, dan vra ek sommer partykeer, raai van hulle weet, vra ek sommer partykeer, kom bid sommer saam met ons, jy het ons nou bedien, kom bid sommer saam met ons, jy sal weet. En dan maak hulle die fout om te sê, as ek vra, waarvoor bid ek vir jou? Ag, sommer net alles. Dankie Here. Waar het jy Jesus gekry? Tussen tollenaars, siekes, die een waarvoor ons bietjie vieserig is, prostituie, maar hulle is ook mense, dronkaards. As jy bang is om daar te gaan, dan moet dit wees, omdat jy sukkel met 'n diensgitaar. The Holy Spirit is only the Holy Spirit here. You can't be the Holy Spirit outside. Wanneer jy jou kop ophou breek om alles te weet. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp julle bekommernisse op hom, maar hy begin eintlik, hy sê, moet julle nie bekommer oor die dag van môre nie. Hoekom? Want bekommernis laat die vlees groei, en dit laat die gees weggaan. Kom aan, niemand van julle is bekommerd oor wanneer die Here nou eendag gaan oorneem nie. Anders sou ons dit meer gereeld gesê het. Ons is bekommerd oor baie mense oor die verkiesing.
Hoekom is jy bekommerd? Want jy's bang jy verloor. Hoekom is jy bang jy verloor? Ons sukkel met hierdie. Die aanwens is min, nee? Jy het nie gedink jy gaan so hemelvaart preek kry nie. Môre het sy eie bekommernisse. Werp julle bekommernisse op hom. Hoekom? Laat hom toe om jou vader te wees. As jy bekommerd gaan wees, vat jy van sy vaderskap by hom weg. As ek by my paal gaan kuier, worry ek nie of daar kos is nie. Ek vat die kos. Ek vra nie, mag ek nie. Ek vra, is dit al? Hoekom? Dis my pa se huis. Ons vat van die Here, en ek praat met iemand profeties vanaand, ons vat van die Here se gesag by hom weg, as ons bekommerd is oor goed wat net hy alleen weet. Dis tyd vir ophou voorgee. Tyd vir groot genoeg wees en erken dat sonder die krag van God, jy niks is nie. Jy kan nie net op die krag van die Here staat maak en net vir die Heilige Gees lief wees wanneer jy in 'n diens sit nie. Dan is ons by hierdie gitaar. Hy speel solank die mense hier is. Maar buite hierdie gebou, op hierdie stadium, beteken die gitaar niks. Sonder die krag van God is jy niks. Jy wag en mis uit. Hoekom? Want na Handelinge wag die Vader vir jou. Hy wag vir jou om homself te laat wees, om hom homself te laat wees, sodat sy krag weer ten volle deur jou ervaar kan word. En hoor my reg, ek het al baie keer gesê, ek wag vir die Here, maar weet jy wat gebeur? Gaan bietjie in die oorspronklike taal, dan die wat op die Here wag, kry nuwe krag, nê? Right, want dit is wat ek in die gees ervaar, baie van julle in my gees terugkwoteer vir my. Pastoor, nou wat sê die skrif dan? Die wat op die Here wag. Daai woord wag beteken dat jou wil met sy wil, die Engels vir die verduidelik daarvan is to become entwined with God. Jou wil, God se wil. As jy wag, so nou wil ek jou vra, is dit nie maar weer eens 'n bewys, dat terwyl jy sit en wag die Here eintlik vir jou nie. Waarvoor wag hy? Is mooi om te sê jy wag. Maar mag die Here ons help, dat ons nie vir 10 jaar wag nie. Want as jy sê jy wag, beteken dit eintlik, my wil en God se wil kan nie vleg nie. My wil en God se wil kan nie vleg nie. Hemelvaart kan en sal alleenlik krag vir ons inhou, want ons eerlik genoeg met onsself is oor hierdie 3 vrae. Baie mense sit en wag nou vir hom om terug te kom. En intussen gaan sy krag in ons lewens verlore. Watter getuies van sy krag is ons dan regtig? Ek is met julle eerlik. En weet jy wat is die maklikste ding vir my? Dani, jy sommer vir my net op die gitaar kan speel. Weet jy wat is die maklikste ding vir my? Ivan, as ek op vakansie is, dan wonder ek. Julle gaan nou nie glo nie,
Maar alwyn, partykeer voel dit vir my, as die mense weet ek's 'n pastoor, dan werk die Here makliker deur my. Hoekom? Want ons is onder die dak, ons is weer by die diensgitaar. Die pastoor is die diensgitaar. So nou, wat doen ek? Rian, nou as ek met vakansie is, stap ek in 'n vreemde plek in. Sê Here, met wie wil jy hier praat? My vrou maak op 'n kol, maak sy 'n aanmerking toe ons weer na so 'n plek gaan en jy ken daai plek in PE, Blue Water Cafe. Sy sê, niemand van hierdie kelners of kelnerinne wil nou na ons toe kom nie. Jy jaag hulle weg. Maar as ek praat van die Heilige Gees, Gerard, en ek kan hom nie saam my vat nie. As ek praat van die Heilige Gees, en ek kan nie sy krag saam met my vat nie, dan is dit meer 'n vleesding. Ons kan nie, ons mag nie van die Heilige Gees praat as ons nie sy krag saam met ons vat. Then you're not talking spirit, then you're talking flesh. Want of jy nou so voel, en of jy nie so voel die Raymond, as die Heilige Gees op jou hart klop, dan moet 'n mens maar reageer, hoor. Anderste sit hy jou water en ligte af, of sit hy die krag af. Dan sit die load shedding hier, dan sit veel erger. Ek weet nie van jou nie. Ek het 'n begeerte dat ek die krag van die Here oral saam my kan vat. Ek weet hy is nie oral waar ek gaan welkom nie. Maar die Here help almal wat hom nie welkom laat voel. Ek gaan nou nie sê nie, dit sal onregverdig wees om my uit te lig. Maar verlede week kom praat iemand met my wat sy kinders, daar wil ek amper sê, op die wynroete, daar in die Kaap in, ook in 'n baie suksesvolle kerk is. Very successful. Die betrokke persoon vertel my, hy of sy, bid die oggend in 'n diens daar by hulle in tale. You won't believe us. Remember, they're very successful. Hulle moet net nog 'n groter gebou kry. Die pastoor vra na die tyd vir die persoon se seun. Ek hoor hierdie ouer van jou bid so in tale. Ja, sê die seun. Seun skoonseun, familielid. Die pastoor het die audacity om vir hom te sê, ja, ons wil dit hier ook doen, maar ons is bang ons jaag die mense weg. But they are very successful. As ek nie die krag van die Here saam met my kan vat nie, wat soek ek daar? As jy geesvervuld is, gaan die krag saam met jou. Jy het net 'n kontakpunt nodig vir krag. Jy het net 'n kontakpunt nodig om krag oor te dra. Is tyd dat ons beginne krag oordra, maar ons sit om te wag vir die Here om die lappie te laat dou. En as hy dou op die lappie, dan moet hy dou rondom die lappie. En intussen waai die wind boor jou en jy ervaar niks. Want jy wag vir die dou op die lappie. Kan ek jou vanaand uitdaag? Mag ek jou challenge vanaand? Ek hoor julle nog nie. Mag ek jou challenge vanaand? Dan staan saam met my op jou voete. Begin die Here te eer en te prys soos jy nog nooit op jou eie het nie. You don't need a song, man. You need an opportunity. Begin daar waar jy staan, jou hande op te steek, jou stem gehoor te laat word en te sê, Here, genoeg het ek gewag. Come on, lift your voice.